So net vir diegene wat nie weet nie, Rolf Meyer was die hoofonderhandelaar van die NP tydens Kudesa gewees, wat beteken hy is uitsonderlik met vir die ANC gee wat hulle wil hê. En ek dink dis 10-1 wat hy hier ook gaan doen. Cyril is daarom konsekwent. Hy mis nie 'n geleentheid om 'n geleentheid te mis nie. En weer eens. Het ons hier. Baie welkom by hierdie episode van Net nog enetjie. Dit is vir eers ons laaste een van hierdie reeks. Maar ja, asseblief luister gerus. Dit gaan weer hopelik lekker interessant wees soos altyd. As jy by die huis is, skink vir jou net nog enetjie en luister saam, gesels saam sommer daar met jouself. En as jy in die kar is, liefs nie. Ja, vandag is daar's 'n nuwe ambassadeur. Dis Rolf en dan is Helen hierdie keer nie in 'n duikpak nie, maar in 'n roeiboot in Johannesburg se strate gewees. Saam met die DA wat georganiseer het. So ons praat bietjie ambassadeur en dan net die DA kongres. Net nog enetjie is op Apple Podcast, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief. En dan as jy adverteerder op die program wil wees, stuur asseblief vir ons sommer 'n direkte boodskap op enige van die platforms. Ons sal dit sien jy dan in 4 weke om te besluit of jy hier by ons adverteerder wil wees. Baie dankie soos gewoonlik vir ons borg kultuurkafee.com vir ons pragtige bierbeker. Saam met ons op die program het ons vandag vir Gerrit, Pieter Piet Dief en Hendrik. Hendrik Potgieter. Ek is Kristal. Ek's Nico. Ek is Connie en Hierdie is net nog enetjie. nog enetjie. Ja, so die nuus was dan nou pas bekend dat Rolf Meyer is dan nou ons nuwe ambassadeur daar in Amerika en dit het natuurlik volgde na die hele Rasool sage, ons sal onthou dit. En ja, net 'n onophoudelike verslegtende Ja, kyk, verhouding met die FSA. So is hierdie dan nou die pad na versoening. Met wie? met wie? Die pad na Brian. Kyk, ons moet dit Kon nie net vir die begin wat my so klein bietjie bekommer is, die eerste berigte wat ek gisterand gesien het oor Rolf Meyer se aanstelling as ambassadeur, het sy genade vir kommentaar. Sy vrou het geantwoord. Maar en toe het hy gesê hy is nog nie, weet Hy nie. mag nog dit nie. Hy mag nog nie praat nie. Ja. So ek hoop net iemand het intussen vir Rolf gesê hy is op pad going to America. Nee, ek dink hy weet. Ek vermoed hy is ingelig. Dalk ja, ons sal sien. So net vir diegene wat nie weet nie, Rolf Meyer was die hoofonderhandelaar van die NP tydens Kudesa gewees. Wat beteken hy is uitsonderlik met vir die ANC gee wat hulle wil hê. En ek dink dis 10-1 wat hy hier ook gaan doen. Cyril is daarom konsekwent. Hy mis nie 'n geleentheid om 'n geleentheid te mis nie. En weer eens. Het ons hier. Ek vermoed dit is, ek dink as hulle dink hulle speel vir die chess met, kyk, hoe kan jy nou sê daar's 'n Afrikaner volksmoord as ons 'n Afrikaner die ambassadeur maak, maar ek dink nie hulle het lekker ingecheck waar trek Rolf se siening, ofwel sy status en sy stand onder Afrikaners, en as ek die comments kyk op mense van hierdie berigte, is dit baie duidelik dat Afrikaners nie baie ooghare Dit is baie duidelik dan hy's Rampie se randfiguur. Hy is, maar dis Die die ding. aanvanklike terugvoer was hy baie positief. Ja, maar onthou hy werk in Letoile huis, hy sal 'n ANC ingeskrewe ANC, dit was eers in die UDM saam met Bantola Misa en toe wel vanaf die NP na die UDM toe na Bantola Misa toe. Ja, 20 jaar, hy is van 2006 al. Ja. So met ander woorde dis 'n ANC amptenaar wat ontplooi word met die doel nou om nou eintlik maar 'n wit gesig hier is. Dis baie soortgelyk aan hoe kan ek rassisties wees, ek het dan wit vriende. Dis min of meer die Of sy afvaardiging na die Withuis. Maar wie het gesê dat hy as 'n Afrikaner gestuur word hy nie as 'n Suid-Afrikaner gestuur nie. Ek bedoel president Cyril Ramaphosa kan tog stuur wie hy wil. Wie het besluit dat hy 'n Afrikaner stuur? Is dit nie, jy weet, ons sê altyd mense moet aangestel word, maak nie saak hoe hulle lyk nie, hulle moet sy Cyril Ramaphosa na Rolf Meyer gekyk en gedink hierdie is 'n goeie meriete aanstelling en Afrikaners lees dalk iets anders daarin wat Cyril Ramaphosa nie sien nie. Nee, ek dink nie Cyril dink Rolf is 'n afmerite aanstelling nie. Inteendeel, hy het dit in soveel woorde Ek wil net gesê. kyk dit probeer. Ja, nee, daar was 'n dokumentêr na die onderhandelings gewees waar Cyril gesê het, hy sê nogal na al die onderhandelings toe sien hy hulle het 'n partytjie en Rolf dans op die vloer meneer Meyer nou. En toe sê Cyril hy wonder tog of hy so sou gedans het as hy so pas oorgegee het soos hierdie. So nee, ek dink nie dat hy dit so sien nie, en ek dink intendeel ons dink dalk Marite, maar die ANC het nog nooit belang gestel in dit met enige aanstelling nie. Okay. Hulle is suiwer op ons moet die ras reg kry, ons moet die goeders reg kry, en dit impliseer
hy sal dit sien as ek neutraliseer al hierdie Trump goed, want Trump se primêre ding is luister, jy is besig met 'n volksmoord teen Afrikaners, alhoewel ek die ANC nog steeds genuine glo dat daai gaan oor feite en dit gaan nie van Trump se kant af oor feite nie. Dis 'n propaganda instrument en dit gaan nie stop nou dat jy Afrikaner daar het wat sê nee, luister, ek's nie dood nie, so obviously het hulle nou nie almal gekry nie. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Die tweede een is hy dink nou alright, Rolf is 'n senior onderhandelaar en hy kan hierdie versoen en so voorts. My eerlike gevoel is ek dink nie hierdie gaan werk nie. Ek dink inteendeel dit is nie die regte aanstelling as jy wou die verhouding met die FSA oorsmooth nie. Dit is nie as jy regtig nou wou gehad het ons moet op 'n manier die Afrikaner vraagstuk oplos, want dit lyk of dit is waarom jy hom daar aanstel. Dan is hierdie this is not the way to go. In kort, dis nie hierdie gaan nie regkry wat jy wil hê. Dit moet regkry nie. So ek kom ons kyk dalk wat hy wel beter sal wees is ek dink hy sal kan stil bly. Anders as meneer Rasool. En dit impliseer Ja, hy gaan dalk net bietjie beter Hy kan dalk meer diplomaties Hy maar mag Cyril dalk, Ramaphosa en Rolf Meyer, hulle kom 'n lank pad saam, nee, hulle is ek dink mense kan sê hulle is waarskynlik vriende. hulle is hy's 'n Maar Brent Bozell wat die FSA se ambassadeur in Suid-Afrika is en Donald Trump, so mense eintlik ook kan sê is waarskynlik. hy's 'n Cyril insider. Hy is net in die ANC wees Ramaphosa. Hulle het inderdaad 'n vriendskap ontwikkel uit die Kodesa onderhandelinge uit wat seker sin maak. Jy was lank in geslote vertrekke saam met mekaar en toe het jy nou mekaar gevind daar. Ten koste van Daar's vra dat hulle mekaar voor die tyd al gevind het. nee, hulle het ja, maar dit daar gelaat. So net om 'n konteks te gee van hoe vreemd hierdie is dit soortgelyk aan Zelensky wat 'n deal met Putin maak waarin Putin Oekraïne kan regeer en dan 3 jaar later word Zelensky in Putin se kabinet aangestel en dan eentjie later moet Zelensky namens die hele Oekraïne praat. En nou hy kan 10-1 namens Putin praat, maar hy kan definitief nie namens Oekraïne op daai punt praat. Die Oekraïense mense gaan waarskynlik nie wil hê hy moet namens en hulle ek praat dink nie. dis 'n soortgelyke ding as ek vermoed die ANC dink regtig dat vir Cyril is dit 'n maklike keuse. Dis iemand wat naby my is, wie ek kan beheer en wat eerlik met my sal praat en ek kan die Afrikaner ding neutraliseer, dink ek hierdeur. Ek dink nie een van daai goed gaan gebeur nie. Dis iemand wat naby hom is, maar ek vermoed hy gaan uitvind die actual Afrikaner organisasies gaan nie te vind wees vir met meneer Meyer werk hier nie, regtig nie. En dit beteken die diplomatieke kanale gaan baie moeilik oopgestoot word aan daai kant. Inteendeel, ek vermoed dit gaan 'n baie moeilike taak wees wat vir Rolf op hande is waar as hy nou ernstig was vir die verhouding reset dan jy buite die ANC beweeg. Iemand in die RNE of iemand breër soos dit gekies en hulle gaan ambassadeur maak na Amerika toe met die doel om te wys luister ons is ernstig dat hierdie Suid-Afrika ding is nie 'n ANC ding nie. So dit is tipies ANC. Dit is een van daai planne wat regtig slim geklink het ag hierdie aand in hulle toeliehuis paar whiskies in en nou wanneer dit by uitvoering kom, nou is daar net 'n klomp gebreke. Okay, nou moet die mense in die RNE met hulle met nou hierdie steun, want tot dusver het die ANC binne die RNE internasionale betrekkinge nogal baie naby vasgehou. Ja, vasgehou is inderdaad die geval. So ons is nou onseker of het hulle met mense in die RNE gekonsulteer hieroor. Weet ons kan nou nie 'n aanname hieroor maak nie. In die verlede het die ANC as deel van die RNE nie baie gedeel wat betref internasionale betrekking nie. Hulle bestuur dit, hulle besluit oor internasionale beleid, hulle besluit oor ons het 'n generaal gehad wat in Iran was, ons het vlootoefeninge gedoen. Ek weet nie wie almal gekonsulteer is nie. So waar laat dit ons nou gaan ons nou hierdie aanstelling nou maar moet steun want dit is nou wat dit is. Ek dink jy het 'n opsie nie as die president stel ambassadeurs Ek aan, verstaan. dis sy prerogatief. Die RNE is al lank ongelukkig oor buitelandse beleid wat die ANC op sy eie doen. Dit is wel 'n snaakse situasie want die ANC het nou aangekondig met groot fanfare, maar net voor dit het Ronald Lamola mos gesê ambassadeur is nie eintlik nodig nie. So is nie seker wat hulle posisie nou is met ons stel nou iemand aan. Maar is nie eintlik nodig, maar is bietjie Is nodig. nie eintlik nodig nie, maar ons moet nou maar iemand aanstel. Net nou iemand- Ja, Ek dink Ja, eintlik dalk sien Cyril dit ook so 'n bietjie as 'n versterking van Suid-Afrika se rol as hierdie vredemaker en bemiddelaar en onderhandelaar. Waar speel ons hierdie rol nog? Nee, wel ons dink maar ons bied mos heeltyd aan. Sodra daar iets groots internasionaal Ek gebeur dink baie dan dinge, dit beteken nie. doen dit nie. dadelik tree ons na vore as vredemaker, bemiddelaar, Waar het ons onderhandelaar.
Nee, Nee, ek het nie gesê gaan voorbeelde nie nie. inmeng met feite nie. Ja, sê. Hoekom sal jy nou nie inmeng met feite? Hoorie, maar gaan Bring vir my die vrede, wys hom vir my. gaan Roel sy geloofsbriewe ook aan Trump moet gaan voor en ek gaan daar dink jy nog gaan dan sommer dan so 'n klein mini Ek kan nie weer daardie vergaderingkie wees, gaan die ligte aan of af wees. Ek gaan nie. Nee, ek dink kyk dit is Ek gaan nie kyk nie. daar is 'n proses. Hy gaan moet sy credentials ontvang en so voort. Ek dink die Trump sal hom uitskop, nee. Ek dink daar Nee, eintlik rede oor nie. nog nie. En Ek gaan hom op terme plaas. ja, ek dink daar's vordering in daai verhouding ook en so voort. Die vraag is dat ek dink jy het 'n geleentheid gemis. Jy kon hier regtig iets gedoen het wat wys ek is ernstig oor die verhouding herstel en my lees van die situasie is dis maar dieselfde rede kom John saam gegaan het. Dus John het gedink hy's op Merite daar tot die ligte afgegaan het. Toe dit net ek sit net die ligte aan. Jy kan sien hy's wit, sien julle? Alright, nou weer. Nee, dis hoekom hy daar was. Ek gaan nie kyk nie. Connie, wie gaan aanvaarbaar wees? Jy kan nie almal gelukkig maak nie. So as jy nou hier 'n lys van kriteria moet uiteensit van wie moet Suid-Afrika as ambassadeur na die FSA stuur om die betrekkinge net te bietjie te normaliseer, jy weet, laat hulle daarom ons net in vir ete nooi. Ons hoef nie te praat nie, ons kan maar net eet. Maar wat moet op hierdie lys staan wat mense gaan gelukkig maak? Dit gaan regtig nie oor wie nie. Dit gaan oor wat. En dis wat die aansê tot nou toe nie snap nie. Is jy kan enige ambassadeur stuur solank as hulle reageer op die 5 goed wat die FSA vir jou vra. As jy nie vordering op dit maak nie, maak dit nie saak wie jy stuur nie. Maar die ambassadeur kan nie daai vordering maak nie. Nee, maar dis die punt, is die ANC moet skuif. So hulle doen allerhande goeters om te sê maar ons wil nou nie regtig onteiening laat gaan nie. Ons hou daarvan om Kiel de Boer te sing. Ons gaan aanhou met dit en ons wil bietjie hulle ambassadeur bash omdat hy durf sê dis verkeerd. En dan op die rasgoeters nee, kyk, ons gaan vir ewig op ras diskrimineer. En solank as wat dit die beleid is wat die ambassadeur moet verdedig, kan jy enigiemand stuur. Okay. Jy hoef nou nie soos Rasool te besluit, weet jy wat is my eerste taak as ambassadeur is? Ek wil graag hierdie staatshoof sleg sê. En dan verbaas wees as jy by die find out gedeelte van die grafiek kom nie. So nee, dis die punt is, die ANC, hierdie tipies ANC denke is, as ons net 'n wit ou stuur of 'n Afrikaner stuur, dan deur identiteit neutraliseer ons hulle gruwe. Maar dis nie die probleem nie. Die probleem is Amerika sien dit as julle het fundamenteel non-tariff trade barriers teen ons. Julle keer dat ons maatskappye kan sake doen op ras. Julle diskrimineer teen die groepe in julle land terwyl julle vir ander lande sê hulle moet dit nie doen nie. Ons vind dit geweldig skynheilig. En 3 is julle is die mees anti-Amerikaanse land in die VN vir amper 10 jaar lank. Ons sien julle nie meer as 'n vriend nie, maar as 'n vyand en nou hanteer ons julle as dit. Wat beteken ons het geen rede om met julle nice te wees nie. So ons hoef nie. Ons gaan al die druk wat ons kan op julle toepas, buiten militêre druk. En dan gaan hulle, alright, wat is nodig om dit op te los? Ek dink hulle is rassisties. Kom stuur van 'n wit ou. Alright, kom ons kyk. En nee, dit gaan nie die probleem oplos nie. Want ons het dit gesien in die voorraad, is nou onderhandel sê, luister, ons dink julle wil die grond onteien en julle keer ons op ras, gaan hulle reg. Hoe voel julle oor varkvleis? Ja nee. Alright, okay, wat van gas? So jy het net toenemend hier die ANC wat fundamenteel mis en dis die fascinerende deel is. Die FSA is konstant oor wat hulle vra van die heel begin af. Hulle dieselfde 5 goed van die begin af wat hulle sê ons soek vordering op Die die ANC sê konstant nee. En die ANC probeer rondom dit beweeg met allerhande. Maar hulle moet asseblief na die Randse skou sirkus hier weer mag asseblief nie militêr teen ons optree. Alles scratch ons motorbike stemme. Yes. Maar so gepraat van gepraat van Hulle het nie vermoë. nie. Ja, gepraat van vermoë en dit blyk dat Tannie Helen hulle het wel nog 'n bietjie rooi vermoë inhaal. Op 75 het sy daar die kanale daar langs die paaie in Johannesburg bietjie plat geroei. Moet ek moet sê ek weet nie hierdie as mense nou moet kyk al na soos politieke veldtogte en goed en aanloop tot die verkiesing, dit mense sien eintlik nog net waar daar mense voel nie daar gebeur reg veel iets anders nie of daar gebeur seker maar ek dink die fokus seker nie fokus sê wat sy gaan doen om dit reg te druk nie, maar dat jy haar sien is so, is yes, baie maar duidelik. ja. Ek dink nie mense het al ooit 'n verkiesingsveld tog as amfibies beskryf. maar hierdie is redelik dit. Ek kan nie ek kry hulle so jammer. Is verbeel jou nou is Dara Marero en die of die ANC in Johannesburg en jy sit en dan begin dit reën en dan sê vir jy krisis. Ja. Maar hulle gaan nou weer ergens in iets swem of iets roei. Hulle 'n selfoonkamera's los Ja. op die strate. Tog. Ja, so kan hulle net wegbly van die water af. Ja, maar nee, sit nou so geroei op 'n wel dit as ek reg is dit Dis riool. ja, dis die stormwater Dis die wat nie stormwater wat nie wegloop wegloop nie en nou praat sy met inwoners. So dit is alles deel van 'n veldtog wat eintlik die DA volledig posisioneer op
as jy vir ons stem, dan is die Dienslewering, ja. Dit is 'n diensleweringsveld tog. Wat so 'n bietjie stry met die DA se kongresseveld, wat weer was liberale waardes is wat Suid-Afrika mekaar gaan maak, dit was baie moeilik. En dis 'n interessante wêreld van die DA, want munisipale verkiesings moet tegnies meer gaan oor dienslewering. Dit is jy stem vir 'n wijkraadslid wat jou straatligte aan na die slagwater regmaak. Maar in Suid-Afrika doen dit nie regtig nie. Omdat dit 'n vakansiedag is meeste mense sien dit as 'n nasionale verkiesing. Hulle kies soek ek soek die blou of ek soek die groen of wat ook al. Rooi en ek stem maar vir daai kandidaat en dan hulle want as jy nou gaan kyk in die munisipale verkiesing, jou wijkraadslid gaan op 'n plakkaat wees en dan gaan dit Jordan wees of Cyril of so op van die ander plakate. Hulle so mense dink is maar net nog 'n nasionale verkiesing. En dit beteken dis 'n goeie barometer baie keer om te kyk waar trek jy opposisie steun. Min of meer en die ANC self. So die DA het nou 'n kongres gehad en ek dink dit het goed vir hulle gegaan. Dit is 'n goeie kongres, het goed afgeloop. Okay, soms van geraas so dit was 'n goeie kongres geweest. Ja, nee, dis baie goed georganiseer. Die DA kan 'n vergadering reël. Maak geen fout nie. Kan dit tekenend wees, kan dit vir my as 'n gewone Suid-Afrikaanse kiezer 'n aanduiding wees van, hulle het 'n baie mooi kongres gereël, alles loop soos klokslag en ons begin nie laat nie en ons gooi nie stoele om nie en niemand is geket hier buite die saal nie. Gaan hulle die land ook so regeer? Is dit hoe ek dit as 'n gewone kiezer Dit is ja, so die boodskap is 'n baie westerse kongres. Dit is op tyd wat belangrik is. Daar's ons orde reëlings. Ek geniet 'n ding wat op tyd begin, maar nie almal doen nie. Nee, maar die ding is ek dink nie dit pla die gemiddelde kiezer so baie dat die ANC se kongres laat begin nie. So dit is belangrik dat dit betyds begin. Is goed, is nie sleg nie, maar ek dink dit is wat deurslaggewend is vir of 'n ou van die ANC af nou oor gaan en teen hulle mag dalk nou kyk en gaan. Dis bietjie weird, was almal daar, want dit is Jy moet almal betyds huis gekom. Soos jy vir iemand gewag het nie, is dit nie, want dit is net 'n ander siening van hoe samekomste werk. En dit beteken ek dink dit is sleg nie, die DA lyk goed, en dit het goed gelyk en dit is goed dat die ding betyds is en dit stuur die boodskap wel wat sê jong, goed werk. Maar die fokus was uiteraard op die leiers wat verkies is en Jordan Eloise wat dan die nuwe federale leier is van die DA en dan ook van die ander leiers wat gekies is en goed. So een ding wat ek nog gesien het wat nogals vinnig na die tyd uitgekom het was die gebrek aan 'n breinpersoon in daai leierskap. Rakende die federale raad en goed. Maak dit saak, moet dit saak maak. Wat van die brein stem? Dis 'n groot deel van die DA. Dit is die ek voel vir Dr. Ivan Meyer. Ek dink hy is uiters bevoegd en regtig ongelukkig om nie. Ja, ek meen sy naam is genoem as 'n moontlike leier van die party en nou het hy hierdie posisie. Dit skep wel 'n dilemma vir die DA want ek sien meneer Leloos het tussen die twee geloof want aan die een kant is hulle sê met luister die beste vir die pos ons gee nie om nie en aan die ander kant dan sal hulle sê maar wat van ras en dan sê Leloos ja ras is tog relevant in Suid-Afrika ensovoorts maar dit weerspieël nie in enige geval wat verteenwoordig. Maar dit was 'n demokratiese verkiesing. Dit was so kyk dit is die ding is ons kyk net na diversiteit van ras, maar daar's ander diversiteit ook. Geografie is die een waarmee die DA so 'n bietjie sukkel. En hulle het moeite gedoen om te probeer noordelike leiers aankry, want hulle het die reputasie as 'n Kaapse party gekry en as in die Wes-Kaap alleen. Ek dink dit gaan vir hulle in 'n land waar ongelukkig identiteit 'n baie groot rol speel in politiek. As wat ek sê ongelukkig, maar dis baie normaal in heterogene lande vir identiteit om 'n groot rol te speel. Binne in 'n groep, dan is dit waardes en beleid ensovoorts, maar meeste van die tyd sal die groep nog gaan, ons moet eers seker maak ons kry toegang tot die staatskas en dan besluit ons waartoe ons dit uitdeel. Dink ek tog jy kan nie dit net laat gaan nie en dit is vir die DA 'n risiko wat ek dink die PA gaan uitbuit. Om te sê, jong, die meeste afvaardigdes was van die Wes-Kaap af, die DA is 'n baie sterk party uit die Kaap uit. Ja, en nog altyd groot steun onder altyd groot, wat beteken as jy grootste party in die Wes-Kaap is, dan moet jy meerderheid breinsteun kry, want die meerderheid mense in die Wes-Kaap is brein. En die vraag sal wees is, as daai mense nou gaan voel, jong, maar jy het ons nou doelbewus uitgewerk. Dan loop dit risiko vir meneer McKenzie se boodskap, wat is, luister, niemand gee om vir jou nie, jy was te swart in apartheid, jy is te wit, nou, ons is op ons eie. En dit is die boodskap wat hy nog heeltyd mee geloop het en hy het klaar nou reaksie gelewer op daai DA se kongres en gesê hy kry enige iemand wat brein is en binne die DA is kry jammer.
So dit is definitief 'n boodskap wat hy gaan gebruik. Dit is eintlik soos 'n oop uitnodiging, soos hier is vir jou ander tuiste. Ja, hier is vir jou 'n werklike tuiste en jy kan dit sien. Ek dink dis die ding baie keer uiteraard jy wil kan identifiseer en raak sien en dit gaan baie keer oor iemand wat soos jy lyk. Dit is onmoontlik so. As jy gesê rakende identiteit en goed, jy wil iemand sien wat soos jy lyk, dan voel jy dalk 'n verteenwoordiging van jou belange. Daar's baie vrouens in die topleierskap, né? Ja, die ding is ook ek dink ons maak dalk jy moenie in die ANC strik trap van dink jy moet die Kaas Lager advertensie hê elke kleur. Nee, jy moet nie. Jy hoef nie en dit is wat die ander kant weer sê is luister, peilings wat ons doen is sovoorts wys gemiddelde Suid-Afrikaanse burger gee nie regtig so baie om. Dit is ek gee ook nie om wie daar is nie. Kan jy die werk doen? Gaan jy die werk doen? So hulle gaan daai lyn moet balanseer om te sê ja, ons lyk nie soos jy nie, ons klink nie soos jy nie. Wat in die politiek is dit 'n maklike om te gaan. Luister, ek lyk soos jy en ek klink soos jy. So daar's 'n goeie kans dat ek dink soos jy. Is min of meer hoe kiesers dit sien. So ek resoneer met jou. Maar ek lyk en klink dalk nie soos jy nie, maar ek dink soos jy. En ek kan jou belange uitdra op die hoogste vlak. Maar ek dink, sorry Connie, dit is baie keer net omdat iemand nie soos ek lyk of klink nie, beteken nie hulle gee nie om nie. Ek dink op voetbalvlak kan mense sien dat gewone Suid-Afrikaners regtig baie vir mekaar omgee. Dit is die mense wat na mekaar kyk wanneer dit sleg gaan. Dit is nie daai Ja. Maar jy wil dan weet jou waardes. Dit is gewone mense hier onder wat hulle broodjies deel met mekaar, wat nie omgee nie. Jy is honger en ek is honger. Dan wil jy weet jou waardes word aangang, jou belange word bevorder. Jy wil daai gaan ons ooit daar kom dat dit nie saak maak wie ons verteenwoordig nie. Nee, ek dink dit nie wel net terug in 'n land sal daar altyd iets wees wat in daai lyn. Dit gaan meneer Jelo se uitdaging wees. Ek sal skieurig wees. Hy tot dusver kyk is altyd baie positief as jy verkies is. Ek onthou was jy altyd nuwe leiers. Dieselfde mense wat by jou inswering was en gecheer het gaan op jou teregstelling cheer. So verstaan mooi. Dis altyd 'n bump as jy net verkies is. Hy's baie jonk. Hy's jonk, wat dis die ander deel wat ons moet oor praat. Is hulle het regtig jong leiers, teenoor Cyril wat in die 70's is ensovoorts. Maar alright. Almal in die ANC voel vir my oud. Ja, hulle dra nie. Die jeugliga voel vir my oud. Die probleem is hulle dra nie hulle jare goed nie. Nee, wel iemand wat Cyril Ramaphosa is van 73 dink ek. Hoe is dit die oud ding? Wel nog nie. As mens kyk nou tans in die wêreld en terwyl van leiers, ja. Hulle is 75. Trump is 79. So dis die goeie ding vir meneer Lewis is jonger leiers het ook minder emosionele bagasie en goeters. Ek dink die etikette van die verlede gaan moeilik aan hom kleef en hy sal rondom dit kan beweeg. Ek hoop dat hy dit reg kry om 'n sterk genoeg boodskap te stuur wat sê luister, ek gaan nog steeds julle belange uitdra want dit is die ding wat ons gesien het is identiteit, lojaliteit en persoonlikheid is maar die goed waarop mense stem. Okay. En die ANC maak baie staat op lojaliteit en identiteit. Persoonlikheid het hulle gehad met Cyril, maar het so 'n bietjie gedip. Lojaliteit is nog sterk tot so 'n mate dat ANC kiesers kies eerder net by die huis bly as vir 'n ander party stem. So dis nie regtig weg nie, en dan wag jy dat dit verander. Dis daai klassieke situasie en die DA gaan moet deurbreek na daai kiezer te sê maar weet jy wat, ek dra jou belange uit. As jy praat dan met hulle moet deurbreek na daai kiesers, wie is daai kiesers? Is dit swart kiesers? Dis nee, ek sal sê spesifiek dis afvallige ANC kiesers want jy die true blue ANC ouetjies wat nie gaan skuif nie, dink ek gaan jy nie sommer kry om te skuif nie. Maar daar's 'n geweldige hoeveelheid apatiese mense wat by die huis sit wat ANC gestem het. Dis die grootste oppositieparty is prakties die nie-stemmers. Ja. En jy gaan moet iets vir hulle gee wat hulle aan die gang kry. Kan die DA dit vir hulle gee? Kom ons hoop dat meneer Loos dit reg kry. Ek is seker nie. Ek dink hulle het al geëksperimenteer met nuwe leiers, onder andere in Mmusi Maimane. Kon Mmusi Maimane vir hulle daai afvallige stem gaan haal? Nee, hy het nie, maar wat gaan nou anders wees? Man, jy moet vir Mmusi voel as hy's net verkies as die swart leier van die oppositie om 'n swart party te maak en toe word Cyril president van die ANC. En toe moet Mmusi 'n beter weergawe van homself kompeteer, basies, wat van baie moeilik was, want dit was Ramaphosa, dit was die nuwe dawn, mense het 'n nuwe hoop gehad in die ANC, so daai ANC kiezer wat by die huis gesit het gegaan het, verstaan daai liefderyk oor die Instagram kyk met, dalk is dit nou die tyd, het toe gegaan, okay, hierdie keer, en dis al 1 miljoen meer kiesers ANC toe terug. Die risiko vir hulle gaan wees, as meneer, kyk, hy het gesê ons gaan die grootste party wees 2029, dis die mikpunt. Dit beteken jy moet nou eintlik direk met MK en die EFF begin kompeteer, want dis weer daai spasie speel tans. Is die EFF vat die gegriefde middelklas en MK het die Zulus gevat. Eintlik maar die ANC se Natal tak. So dis die twee partye, wel daar's eintlik nog 'n party is MK het actually reg gekry om
apatiese kiesers terug te kry na partye in, maar dit was mobilisering op streeksvlak en op etniese vlak wat hulle gegaan het. Luister, die ANC is lelik met Zulus, ons moet maar ons uitding en ons moet eintlik die ANC regryk van buite af. So ek is nuuskierig of wat hulle taktiek gaan wees om in te kom en of jy, want dit gaan jy, dit is net wie jy moet beklei en dan sal die vraag wees, gaan hulle veld tog gemik wees op hierdie, of gaan ons skiet op die PA en die Vryheidsfront en ander oppositiepartye wat outomaties beteken, nou as jy in die reg, ek is in die minderhede spasie waar ek speel. Hulle sal vir jou sê, man, ons gaan ons liberale waardes uitleef en dan gaan ons 'n groot tent gooi en ons gaan alle Suid-Afrikaanse burgers wat saamstem hiermee onder hierdie tent inkry. Gaan dit 'n tipe moontlike tipe Helenveld tog wees, verstaan? Daai op die ek meen Jordan Lewis het reeds wat 'n dag of 2 nadat hy verkies is tot leier was hy klaar oral. Ek meen hy was baie sigbaar op die grond. Ja, maar hy is nou hy is hier in Gauteng. Ek sê vliegtuigkaartjies is duur, so hy moet nou maar. Ek kan nie terugroei nie. Ek wil weet wat nou. Ek dink Wat wag vir ons? Kom ons kyk. My vermoede is interessant. die DA sal mense stem nie op beleid in Suid-Afrika nie. En dit weet ons want die oorweldigende meerderheid mense in Suid-Afrika stem nie saam met die beleid van die ANC of die EFF of die DA of MK nie, of selfs die Vryheidsfront in daai geval nie, maar die grootste partye het beleid wat lynreg stry met hulle kiesers in baie gevalle. So dit maak nie so baie saak nie. Ek dink die DA gaan kom met 'n baie sterk diensleweringsboodskap in die munisipale verkiesing, maar eintlik met die oog op nasionale verkiesing. Wat sê, en Jordan is baie goed geposisioneer vir dit, want hy kan in Kaapstad sit en jy hoef nie baie te doen nie, jy kan net eenvoudig sê, kyk hier, dis hoe jou stad kan lyk. Dis dit. En daai mag resoneer. Daai gaan werk, maar Dit vir alles Helen dan 'n burgemeester word in Johannesburg en hulle sy kan- kan daar iets omkeer wat tasbaar is en die risiko met daai is, die Kaap is 'n ander provinsie as Transvaal. Dit lyk baie anders. Oor Transvaal, die ou noord. Nee? Ja. Geef my ouderdom weg. Nee, die Kaap is 'n baie ander provinsie as Gauteng ensovoorts. En dit impliseer, ek dink hulle mikpunt is om die grootste in die metros te word hierna. Ek dink is nie onmoontlik nie en jy gaan dit met 'n sterk diensleweringsboodskap kan oordra. ja, want mense is meer gatvol vir dit as wat hulle is oor 'n party wat nie noodwendig met wie se beleid hulle sal. Hulle is meer gatvol daarvoor dat hulle straatligte nie werk nie, dat hulle deur 400 gate met ruim by die werk te kom. Exactly. So die taak gaan wees vir meneer Hill Lewis gaan wees, hoe gaan jy daai transaksionele kiesers omskakel in loyale kiesers vir 2029? Want hulle gaan nou vir jou stem om die slaggat reg te maak. Dan moet daai slaggat reg wees en die stad moet beter lyk as jy hom regeer. En dan eers moet jy kry dat daai persoon die interne wroging wat 'n ANC kiezer het, wat gaan hoe stem ek vir 'n ander party? Wat meeste van ons voel dat jy daar instap en jy sien die ANC en dan die pen gaan nie eens daaroor nie. Ek het al probeer. As jy hom neersit, dan skuif hy so af. Jy kan nie daar. Dis is 'n magneet vir jou. Ek kan hom nie neersit nie. Hy stoot hom weg. ANC kiesers voel dieselfde oor ander partye. Dis vir geweldig moeilik om vir iets anders te stem. Daar's 'n lang geskiedenis, is emosionele verbintenis, is loyaliteit. So kan jy die transaksionelheid, want dit is wat dienslewering is luister, stem vir my, ek doen iets vir jou. Ja. Kan jy dit omskep in 'n loyaliteitsstem teen 2029? Ek is skieurig, ek dink ek wonder of dit gaan regkry. Maar ek dink die munisipale verkiesing gaan 'n goeie toets wees vir hoeveel dit hulle kon kry, want jy leen transaksionele kiesers 'n bietjie vir 'n rukkie. En as jy nie deliver dan nie, dan gaan dit terug, van die ander risiko, net so laaste op, kom ons kyk, is Lesofie se Gauteng gamble met die EFF en met MK is dink ek toenemend 'n sterker beweging in die ANC. Wat basies sê, alright, ons is in die moeilikheid, ons gaan 30% kry. Ons moet van Cyril ontslaa raak, hy het ons 30% toe gelei, en dan moet ons die ANC net eintlik weer by mekaar sit, want tans is ons net, dis die ANC en sy verbitterde ex en sy probleemkind, en ons moet net weer een familie maak, dan kan ons weer regeer. So ons moet vrede maak tussen die partye, ons moet mekaar weer kry, en jy gaan teen daai sterk, wat ons is op die almal saam, happy clappy tipe situasie, hier, hou ons hande vas en almal cheer. Dit is wat aan die ander kant kom na die munisipale verkiesing, dink ek. En dit gaan 'n moeilike taak wees om dan die apatiese ANC kiezer nog steeds oor te wen. Maar dit is uiteindelik, as jy sê ek gaan die grootste party word, jy kan nie dit op die rug van minderhede alleen doen nie. So eenvoudig soos dit. Jy kan dit nie. Jy gaan moet deurbreek na die meerderheid en dis 'n
'n baie moeilike taak in 'n land waar die ANC dit eintlik besef wou spasie. So die vraag nou is in wiese roeiboot gaan jy klim? Die boot gaan skud. Die boot gaan skud, En wiese roeiboot gaan jy wees? roei maar self. Soms.